Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met Psalm 139, 'n baie mooi psalm, is 'n psalm wat vir my baie kosbaar is. En ek hoop dit sal vir jou ook van onskatbare waarde wees vir jou pad vorentoe. Maar voordat ons verder gaan en kyk na hierdie psalm, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord en dat U praat deur die woord en dat U getrou is in die woord, en ons kom bid vandag dat U deur hierdie woord sal praat en dat U Uself aan ons sal openbaar ook vanuit Psalm 139. Kom Heilige Gees, praat met elkeen wat vandag luister na hierdie woord ook. Spreek in hulle gees sodat hulle ook transformerend in hierdie wêreld sal gaan funksioneer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou Psalm 139 is miskien een van die bekender psalms, maar so mooi. Dit is 'n psalm van Dawid wat hy eintlik sê, Here, U omsluit my van alle kante af. En dit is eintlik wat ons maar in die wêreld wil sien, dat die Here ons moet omsluit, dat hy saam met ons moet wees, want hierdie wêreld is so vol uitdagings. En dan kom hy en dan sê hy, Here, U weet eintlik alles van my af. Hy begin en hy sê, Here, U sien dwars deur my. U ken my, U weet van my, want U leef eintlik in 'n verhouding met my. En sê hy, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly. U is die ene wat dit bepaal. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. En dit is so mooi wat hy hierso sê. En hy sê, as ek aan al hierdie goeders dink, dat U eintlik alles van my al weet, of ek reis en of ek oorbly, met Here, U is in beheer van daardie aspekte van my lewe. As ek praat, Here, U is in beheer van my tong, van die woorde wat ek sê. En hy sê dit so mooi, U omsluit my van alle kante af. En hy sê dan eintlik, as ek aan al hierdie goeders dink, dan kom hy tot die konklusie in vers 6 en hy sê, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Here, dat U alles weet, dat U saam met my is. En dan sê hy eintlik in Psalm 139, dan sit asof hy 'n eksperiment wil doen, en hy sê vir die Here, is daar 'n manier wat ek van U gees, van U teenwoordigheid af kan wegkom? Want U omsluit my van alle kante af, om net seker te maak dat U altyd daar is. En dan begin hy en hy sê, goed, waarheen sou ek gaan om aan U gees te ontvlug, om weg te kom van U gees, wie en wat U is, U teenwoordigheid? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Hy sê, klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Hierdie punte wat heeltemal, wat daar nie 'n punt eintlik is nie, dis die afstand is oneindigend, oos en wes. Dit is nie bepalend nie, maar sê, maak nie saak hoe ver ek gaan, Here. U is daar, ek kan nie wegkom van U af nie. Hy sê, ook daar lê U hand my, hou U regterhand my vas, hou U sterk hand my vas, daar in die plekke wat dit so ver wyd is, wat dit nie eens bepaal kan word nie. Here, U sal daar wees met U sterk hand, sal U my daar vashou. So, wat hy eintlik begin sê is, Here, daar's nie 'n manier wat ek kan wegkom van U teenwoordigheid af nie. En dan gaan hy aan en dan sê hy, in vers 11, ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om nag te word, om te verander, om my net weg te steek. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, Here. Want U sien, alles is deursigtig vir U. U kan alles sien, niks kan my wegsteek nie. Ek kan nie wegkruip vir U nie. En dan sê hy, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos dag. Duisternis so goed soos lig. So, ek kan nie wegkom van die Here af nie. En dan kom hy daarvan vers 13 af en hy sê dit so mooi. Hy sê, Here, U is die een wat my gevorm het, my aan mekaar geweef het in die skoot van my moeder. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here die een is wat alles van jou af weet nie? Wat eintlik nog voordat jy gebore is, alreeds 'n klomp goed van jou af weet nie. En hy sê,
weet jy wat my kind, ek stel so belang in jou lewe, ek wil so deel wees van jou lewe, ek wil jou omsluit van alle kante af, ek wil nie hê dat daar 'n manier is wat jy eintlik wegkom van my teenwoordigheid af nie. Dan sê hy maar, gaan kyk bietjie wie en wat jy is, ek het jou gemaak. En hy sê, jy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En dan sê hy, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Here, as ek na myself kyk, as ek na die werking van die mens kyk, wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, Here. So hier wil hy in alles en in die skepingsproses van die mens, van homself, wil hy net die Here se naam groot maak. Hy sê, geen been van my was vir U verborgen nie. U weet van alles, elke stukkie detail. Die been wat ons nie kan sien binne in ons liggaam nie. Here, U weet dit. Dit is nie vir U verborgen nie. So ek gevorm is, daar waar niemand kon sien nie. Ja, daar in die moederskoot, toe ek daar gevorm is. Here was U in beheer daarvan. Here was in beheer van jou vormingsproses. Hy was daar, dit wat hy oor jou gedroom het, hy het sy beskermende hand oor jou gehou. En hy sê in vers 16, U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Ja? Waar niemand my kon sien, het U al my gesien, het U al van my geweet, het U al my, en hoor wat sê, al my lewensdae in die boek opgeskryf, U het eintlik my pad bepaal. Nog voordat ek gebore is, het die Here al reeds hierdie goed bepaal. Want hy is almagtig, né? En nou sê hy, al hierdie goed wat die Here van my af weet, alles wat hy vir my gedoen het, ek moet dit onthou en weet op my lewenspad vorentoe dat hy wat my gemaak het, hy wat my beskerm met sy regterhand, kan nie aan sy teenwoordigheid ontkom nie, hy is die ene wat my omsluit. Soos jy dit ook vandag voel, maar die Here is ver, ek ervaar aanvalle, ek ervaar dat die wêreld teen my is en gekant is teen my, weet net dat die Here jou omsluit van alle kante af. Onthou, dis nie altyd 'n emosionele gevoel nie, maar dis die vaste wete dat hy daar is. Dis die vaste wete dat hy daar is. Hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy het jou oneindig lief, en hy sê mos in Romeine 8, onthou my kind, niks kan jou skei van die liefde wat ek vir jou het nie. En al my lewensdae, menende die Here van begin tot aan die einde, weet hy alles en is hy in beheer van jou lewe. En daarom kan ek en jy met 'n rustigheid leef, ons kan voluit leef, en natuurlik moet ons leef tot sy eer. Hy sê, as ek aan al hierdie goed dink, vers 17, hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, al hierdie wonderdade, al hierdie goed, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Here, U is so groot, so almagtig, en die betrokkenheid in my lewe, U guns in my lewe, is so baie waarvoor ek kan dankie sê. En die Here wil hê natuurlik dat ons 'n dankbaarheidslewe moet leef vir dit wat hy vir ons doen, dit wat hy vir ons beteken ook. En as ons gaan kyk dan van vers 19 af, hy sê, Here, U wat my omsluit, U wat alles van my af weet, hy sê, as U tog maar net die goddelose uit die weg wou ruim, want Dawid het aanvalle beleef, dit was nie altyd vir hom net maanskyn en rose nie, dit is hulle wat bose planne teen U smee, dis eintlik die bose mense wat vals optree en my vals beskuldig, moet ek U haters dan nie haat nie, Here, hulle haat U, hulle leef nie in 'n verhouding met U nie, moet ek nie 'n weerstand in mense hê wat teen U in opstand is nie, en dan sê hy, soos wat U eintlik nie van hulle hou nie, soos die sonde wat hulle doen, dat U die sonde veroordeel. Hy sê, Here, ek identifiseer daarmee, ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Hulle doen skade aan U, hulle doen skade aan my, so U vyande is ook my vyande, wat hy sê, want ek leef in verhouding met U. En dan kom hy en hy sê, Here, hier is my lewe voor U, by vers 23, hier is my lewe voor U,
En hy sê, Here, kom deurgrond my. So kom ondersoek, kom in my lewe in, maak al my lewenskaste oop, kom in elke lewensvertrek van my in, deurgrond my hart, kom kyk na my emosies, kom kyk na die kern van my bestaan, sê hy eintlik. Here, kom dissekteer as dit ware my lewe. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Here, dat ek dalk nou onrustig is oor hierdie vyande wat heeltyd goed aan my doen. Dis hoekom ek my toevlug by U kom vind. Dis hoekom ek vrede by U kom vind. Maar hy sê ook, Here, as U besig is met die ondersoek, kyk of ek nie op 'n verkeerde pad is nie. En as ek op die verkeerde pad is, as daar iets is wat nie reg is nie, lei my asseblief op die beproefde pad. En dis tog wat 'n mens wil hê, die Here wat jou gemaak het, wat jou fyn aan mekaar gewewe het, dat hy jou op die beproefde pad sal lei, dat hy saam met jou sal stap, dat hy jou sal omsluit en gereeld ondersoek kom instel in jou lewe en kom sê, my kind, deur die werking van die Gees natuurlik, dit en dat is nie reg nie, kom ons werk hieraan, kom ons werk daaraan, sodat ons dit wie jy is, 'n kind wat vrygespreek is, 'n heilige, dat jy net dit al hoe meer kan word in jou lewe. En mag jy ervaar dat die Here wat jou ongelooflik lief het, dat hy jou omsluit van alle kante af, dat hy saam met jou die pad stap, en mag jy weet, ek kan nooit wegkom van hom af nie. En gaan kyk gerus na die Bybelstudie, vra hierna, dink na oor hierdie gedeelte, gaan lees dit weer rustig deur, en laat toe, dat die Heilige Gees jou ook bedien vanuit hierdie gedeelte uit. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir U liefde, dankie dat U ons gevorm het en fyn aan mekaar gewewe het, dat U alles van ons af weet. Dankie Vader, dat U my omsluit van alle kante. Ek weet dat dit is eintlik te hoog vir my begrip, maar dankie dat ek nie kan wegkom van U teenwoordigheid nie, dat U altyd daar is, dat U daar is om my te help, te ondersteun, wysheid te gee. En Vader, daarom wil ons U vandag loof en prys vir U goedheid, U guns, U genade, vir die vryspraak wat U vir ons gegee het. Dankie Here, dat U deel is van ons lewe. Dankie dat U bereid is om 'n wonderlike pad saam met ons te stap. Dankie dat U ons omsluit van alle kante. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is regtig my gebed dat jy in hierdie week sal ervaar dat die Here jou omsluit van alle kante af. Dat hy vir jou sy goedheid en sy guns sal wys. En dat jy vanuit sy goedheid en guns sal leef en aan hom al die eer sal gee. Gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. Natuurlik nie uit jou eie uit nie, maar deur die genade van die Here. En as die Here wil, gesels ons volgende week verder uit 'n ander Psalm uit. Seën vir jou week.